Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Ek gesels nou met biokineticus Ineke Ribbins oor watter spiere ouer mense kan versterk om valbeserings te voorkom en langer onafhanklik te bly. Ineke, baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Ek wil eers begin om vir jou te vra, wat is die verskil tussen 'n biokineticus en 'n fisioterapeut? So 'n biokineticus werk uit die aard van die saak, of kom ons begin met 'n fisioterapeut. So die fisioterapeut sal, as jy byvoorbeeld 'n besering gekry het of so iets, sal die fisioterapeut eers die simptome wat jy tans ervaar onder beheer probeer kry. Dan uit die aard van die saak, as jy gekleer is by die fisioterapeut, sal jy dan biokineticus toe kom. Die biokineticus gee dan vir jou versterkingsoefeninge wat jy dan doen wat voorkom dat jy weer die besering kry. So byvoorbeeld as jy atleet is of wat ook al, sal die biokineticus en die sportwetenskaplike saam 'n return to play protokol doen voordat jy dan nou veilig weer terug kan gaan op die veld. So dit is 'n baie spesifieke veld waarin jy werk in terme van ouer mense en om beserings en valbeserings te voorkom. Waar vandaan die belangstelling in hierdie veld spesifiek? So eintlik dit is 'n snaakse storie. Een van my vriendinne wat saam met my geswat het gesê nee, Care Vita Fit, so dis die maatskappy vir wie ons dit doen. Hulle het instrukteurs en instruktrises nodig. En toe van daar af besluit ek net ek gaan die geleentheid met twee hande aangryp en toe het ons net daar het die liefde maar net daarvoor gegroei, die ouer mense en die jong mense wat ek nou is. Mense het so baie om eintlik by mekaar te leer. En toe nou het ek eintlik 'n paar ouer pasiënte ook en ek hou maar daarvan om na die ou mense se stories te luister en dit vat niks van my om na hulle te luister en baie van hulle kinders en kleinkinders en almal sit oor see. So ek is byvoorbeeld die enigste jong persoon of enigste persoon met wie hulle kontak kry daagliks of weekliks althans. So ja. Mense vergeet hoeveel hulle eintlik het om vir ons te leer en om vir ons te vertel. So watter tipe oefeninge moet ou mense doen om seker te maak dat, ek is so bly ons het gepraat oor die onafhanklikheid, om seker te maak dat hulle liggame nog werk soos wat hulle verouder? Ja, so baie ou mense, hulle wil net loop. Okay, so loop is 'n baie goeie oefening, dis definitief beter as niks doen nie. Maar byvoorbeeld versterkingsoefeninge wat ons in die klasse doen, sal vir hulle meer voordelig wees bo op die loop. So dit is die kardiovaskulêre stelsel wat dan uit die aard van die saak bevorder word. En dan soos wat mens ouer word, die soepelheid, die elastisiteit, daai tipe goed van die tendons en die spiere en ligamente neem af. So dit is iets wat mens nie kan voorkom nie, maar ons wil dan nou net die soepelheid en daai tipe goed wat mens nog steeds het, wil jy behou. So nog steeds funksioneel te kan beweeg. Ons doen baie funksionele oefeninge om goedjies van die grond af op te tel, sulke tipe goed. En dan veral beendigtheid is ook 'n groot ding in die ouer vrouens veral. So as mens byvoorbeeld net loop, kyk great, soos ek sê, dis nog steeds beter as niks doen nie, maar versterkingsoefeninge en bietjie weerstandoefeninge help met die beendigheid ook opkry. Ek dink mense vergeet dat funksionele oefening eintlik is om reg te kan funksioneer in jou lewe. Soos wat jy nou gesê het, 'n boks op te tel, of selfs om op 'n stoel te sit en te kan opstaan weer. En dit is belangrike goed wat mens amper begin verloor, soos wat jy ouer word. Ja, definitief, So, hoe kan jy sê, hoe gereeld moet ouer mense hierdie tipe oefeninge doen, om seker te maak dat hulle wel sterk bly? Ja, so uit die aard van die saak, ons klassies bied ons nou 2 keer 'n week aan. Dis 45 minute, ons laat daai tannies loop ook. Nee, there you go. So ons klassies is 45 minute. Uit die aard van die saak sal ons dan nou vir hulle 'n program gee wat hulle nou by die huis ook kan doen. Maar mens wil ook nie byvoorbeeld nou net vir iemand oefeninge gee en dan sê okay, great, gaan doen dit op jou eie en dan maak die tannie haarself nou net verder seer nie. Verstaan? So uit die aard van die saak wil mens eerder hê dat hulle dit fisies in die klas doen, dat daar iemand is wat kan kyk dat die tegniek reg is, daai tipe goed reg is, dat hulle self nie beseer nie. Soos ek sê op die einde van die dag, ons doen dit 2 keer 'n week. Maar as mens dit meer kan doen, by all means, gaan vir goud. Watter voorsorgmaatreëls is in plek om seker te maak dat die ouer mense nie hulle self beseer nie, of dalk ek voel nou so lekker sterk dat ek nou meer doen as waarvoor ek eintlik in staat is om te doen. Ja, so voordat hulle begin oefen by ons, moet hulle deur die dokter 'n kleringsvorm kry wat sê okay, hulle mag fisiek aktief wees. Dan hulle sal dan mooi onder toesig gehou word en dan vul hulle ook 'n vorm in
wat daar byvoorbeeld mediese geskiedenis, daai tipe goed, beserings, kry Tannie het 'n skouervervanging. As sy 'n skouervervanging het, dan is daar iemand wat in die veld is, wat weet, okay, great, vir my dan nou eerder daai oefening, of vir my dan nou eerder daai oefening. So, wat nice is van die Care Vita Fit stelsel is, dat jy gekeer word daarvoor, dat hulle ook nie net sommer enige Jan Rapp en sy maat daarin sit nie. So, jy het jou BLS, jy het jou noodhulp, as daar nou goeders gebeur, dan is daarmee die persoon wat die klas aanbied bevoeg om jou te kan help. So, ons het vroeër gepraat oor die valbeserings en dat dit is meestal in 'n ongelukssituasie wat dit sal gebeur. So, maar hoe kan 'n mens 'n valrisiko verminder tot 'n mate sodat hulle nie hulle heup breek of 'n skouer breek of so iets nie, want dit is eintlik vir 'n ouer mens baie moeilik om te kan herstel van so 'n besering. Ja, so die ouer mense, hulle grootste vrees is om te val. Ja. So as mens loop, jy loop om jou stoel tydens 'n oefening en sê hulle nee, hulle gaan nie dit doen nie, hulle is bang hulle val. So dit is 'n baie groot kopding ook, 'n baie meer emosionele ding ook vir ouer mense. So as hulle byvoorbeeld, of ons het 'n gedeelte in ons klas wat ons op die maatjies doen, soos op 'n yoga maatjie doen. Hulle haat dit. Hulle absoluut haat dit, want dan is dit jy moet nou jouself optrek teen die stoel, jy moet nou hierdie doen. En partykeer dan dink jy mense ek is lelik, maar ek staan en kyk vir die tannie terwyl sy dit doen. Ja. En mense dink okay, hoekom help ek haar nie? Hoekom doen ek nie dit nie? Maar die rede hoekom ek haar nie help nie is omdat daar nie iemand gaan wees om haar te help nie. So dan nou byvoorbeeld veral ons versterk baie arms. So as hulle nou val, dan kan jy ten minste jouself optrek teen iets of so tipe iets. So uit die aard van die saak, as jy gaan val, maar as jy jou balans en jou glutspiere, daai tipe goed bietjie versterk, sal dit uit die aard van die saak nie so maklik gebeur nie. Maar hulle almal loop ook veral met die ronde skouertjies, kop vorentoe. So kyk vir die voete terwyl hulle loop. Ek sê vir die tannie, nee tannie, jy weet waar jou voete is. So kyk op. So dis die ding, ook om daai postuur reg te kry, versterk bietjie borig, kry daai skouers op, kry die nek op, dat jy net ten minste 2 meter voor jou kyk, as wat jy net nie op jou voete kyk. So versterking van die glutes, die borig, die core, uit die aard van die saak. Waar kan mense meer inligting kry? So hulle kan my graag kontak. Okay, my nommer is 072-602-3017. En dan kan hulle enige tyd vra wat ons dink of dat hulle by 'n klasse kan aansluit. So ek is nou by 3 verskillende aftreeorde. Hulle het gewoonlik nie 'n probleem daarmee as daar iemand van buite af kom en net die klasse kom doen nie. Baie dankie, ek is nou amper 44, so ek gaan jou nommer ook save op my foon. Nou dat ons weet hoe om die spiere te versterk, gaan ons amper na die sportveld toe met Arnold. Dit gebeur net hierna.